En maak aan hom bekend daai diep plekke in jou hart vanoggend. En as jy wil hê ons moet saam met jou bid, is jy vry en welkom om na vore te kom en ons bid saam met jou. As dit nie vir jou is om na vore te kom nie, dan kan ons na die diens ook in die bidkamer saamkom. Maar vat vanmôre die vrymoedigheid en neem jou God in vertroue, want hy is waaragtig hier vanoggend. Moet dit nie mis nie, moenie uitmis op sy aanraking nie, moenie uitmis op sy teenwoordigheid nie, moenie uitmis op sy krag en sy salwing en sy seëninge wat daar is vir jou nie. Vat hom vanmôre in jou vertroue. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus.
Jesus, Jesus. Ja, Here. Hallelujah. Jesus. Dankie, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. 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 Hallelujah. Jesus. How I worship you. You are my Lord. Here, U is ons God vanoggend, Here. And we worship you, Lord. We worship the splendor of your holiness. We worship your majesty. We worship you, Lord. You are the good and gracious God that saved us. We worship you. We worship you. We worship you. Kerabahuntu kusherabahinte. Herabahanta kasharabahuntu. Herabahinte kesherabahanta rabahintu. Labahanta kashelabahinte dabahuntu. Herabahanta karabiente kesharabahuntu. Herabahanta kasherabahinte kerabahuntu. Herabahinte kesherabababahanta. Herabahuntu rubuente kesherebiente. Herabahanta rabahente kesherabahuntu. Herabahanta labahente keshelabahanta. Herabahuntu kutubuente kesherabababahuntu. Herabahanta dabahente kesherabahuntu. Herabahanta dabahente kesherabiente. Herabahanta kasharabababahuntu. Herabahanta kasharabahente. Jesus, 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 Jesus. Dankie, Here. Here, ons kom sê dankie vanoggend vir u seëninge oor ons lewe, Here. Dankie dat u ons ook so geseën het vanoggend in u teenwoordigheid, Here. Dankie dat u God is. Dankie dat u koning is. Dankie dat u Gees is. Dankie dat u in ons woon. Dankie dat u ons vrygemaak het. Dankie dat u ons losgekoop het. Dankie, Here, dat u die weg ken, Here. Dankie dat u die weg bepaal van die geregtigheid, Here. Dankie dat ons in u weë kan wandel, dat ons in u voetstappe kan loop, Here. Dankie dat u God is vanoggend, Here. En Here, ons vra dat u ook so vanoggend geëer sal word, Here, nie net in ons lofsanging en ons aanbidding nie, maar in die woord wat u voorberei het vanoggend, Here. Here, ek kom maak net myself u mondstuk vanoggend, Here, maar mag u woorde deur my spoel vanmôre, Here. En Here, mag dit, Here, soos wat u woord sê, u woord is daar vir lering, onderrigting en teregwysing, Here. Mag dit vanmôre so, ons kom leer, ons kom onderrig en ons kom teregwys, Here. Ons vra, Vader, dat u wil verder in hierdie diens ook nog steeds goed sal wees vir ons. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Kan ons die Here 'n lofoffer gee? Halleluja. Is welkom om te sit. Die Here is so teenwoordig vanoggend. En ek hoop net nie een van ons het vanoggend die geleentheid gemis nie. Amen. Amen. Ek hoop elkeen van ons het vanoggend die geleentheid gebruik in sy teenwoordigheid. Halleluja.
Kan julle my hoor? Ek het 'n redelike duidelike stem. Op skool het hulle my gespot, jong, omdat ek maar so bulderende persoonlikheidjie het. En ja, ek was in die koshuis gewees, né? Die koshuis kan wreed wees, julle? Ja. Hulle het my altyd gespot as ek lag, daar lei die studieklok. Maar prys die Here, hy dra ons deur, hy leer ons, hy onderrig ons. En is 'n voorreg vanoggend om die woord met julle te mag deel. Ons was mos nou lekker by Natal gewees. En toe swem ons in die see en pastoor het sy voet verstuit. En ons dink dit het toe nou omgesit in bietjie gout. So die arme man loop so bietjie hinkepink. So as jy hulle eentjies sien waggel, dis net pastoor, hoor. Ek wil vanmôre met julle gesels. Die onderwerp waar ek wil gesels is en jy sal groei. En jy sal groei. Vanoggend is getuienis om hier voor julle te kan staan. Dit was vir baie lank, vir my baie moeilik om voor die gemeente weer 'n woord te bring. Maar die Here maak ons vry. En die Here genees ons seer. En hy vat ons pyn weg, Tannie Marinda. Hy vat ons pyn heeltemal weg. En dis al wat hy vir ons wil doen. Hy wil ons net heel maak, my tannie. So ek sê dankie, Here. Dis trane van blydskap, al lyk dit hartseer. Dis 'n voorreg om vanoggend by die woord van God saam met julle te sit. As jy jou Bybel by jou het, maak saam my oop by Psalm 1. Psalm 1. Ek weet nou nie hoe blaas 'n mens jou neus in al hierdie kontrapsies nie. As ek maar die aanlyn mense spaar daarvan. Anders staan ek dit snyfie voor julle. Amen, as jy daar is. Nou ek wil met 'n doel vanoggend uit 3 vertalings uitlees. Die wat al 'n ruk saam met ons in hierdie gemeente is, sal weet, my bediening is baie meer lering georiënteerd as herderlik of so. En so ek delf altyd. Ek grou as ek in die woord van God is. En vanmôre gaan ons grou in die woord van God. Amen. OK, dames, dit sal julle naels breek, ek beloof, hoor. Psalm 1, vers 1 tot 6. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Vers 2. Maar sy behoud, sy rots, maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel, en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Amen. En hierdie psalm is so mooi psalm en daar's so baie in hierdie psalm. Ek sal julle 10 ure kan besig hou, dan is ons nou eers by vers 3. Maar hierdie psalm is 'n goeie woord om jouself teen te meet. Om te gaan stil sit en bietjie te gaan kyk na jou eie lewe, na my lewe.
En die boodskapper wil ek graag deel, want dis ons tipiese Afrikaans. Okay, dis hoe ons in ons huise Afrikaans praat. Hy sê, God hou sommer baie van jou, want jy leen nooit jou ore aan slegte mense uit nie. Jy hardloop nie agter elke nuwe sonde op die mark aan nie. Jy's ook nie bevriend met daardie spul wat met God spot nie. God is baie bly omdat jy sy woord geniet. Sy woord is daar dat ons dit sal geniet. Jy lees dit dag en nag sonder om moeg te word. Daarom is jy soos 'n groot boom wat stewig langs die water staan. Hierdie boom dra op die regte tyd baie vrugte en sy blare bly groen. Sy grootheid skyn helder in alles wat jy doen. Daarom gaan dit baie goed met jou. Come on. Met elkeen wat nie doen wat God sê nie, gaan dit bitter sleg. Hulle sondes laat hulle lewe uitmekaar val. Daarom sal daar nie vir hulle plek wees wanneer God eendag voor almal sê wie aan hom behoort nie. God wys vir mense wat hom liefhet hoe om elke dag te leef. Maar slegte mense verdwaal vir altyd in hulle sonde. Die Here seën sy woord wat gelees is. Nou vir die wat my ken, weet ek is maar lief vir die Engels, so verskoon maar as ek die Engels ingooi. Ek's lief vir die Amplified en ek's lief vir die King James. Die King James is ons naaste aan die Hebreëse vertaling en die Amplified gee vir ons die Hebreëse sinonieme of die Griekse sinonieme van die Bybelwoorde. So, nou ek wil nie vandag namens elkeen praat wat hier sit nie. Jy weet, Eva het namens Adam opgetree en dit het nie goed uitgedraai nie, so ek gaan nie dit doen nie. Maar ek wil so 'n bietjie teruggaan na die back to basics vandag. En my hoop is dat hierdie vandag weer 'n vuur in jou gees sal aansteek. Want die Here sê jy sal groei wanneer jy hierdie dinge toepas wat ons nou uit sy woord uit gaan bestudeer. Nou pastoor sê altyd hy bring 'n boodskap, hy preek nie. Ons doen 'n studie vanoggend. Amen. Nou daar's so ou kidskerksong. Ek seker julle sal hom ken. Lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei, groei. Lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. Ek het nog nie 'n kind van God teëgekom wat nie daarna snag om te groei nie. Elkeen wat 'n kind van God is, het nog altyd die begeerte om te groei. So my eerste vraag is, groei ons nog as kinders van God? Of het ons gaan stil staan in ons geloof? Het ons gewoond geraak aan die daaglikse roetine, dat dit net roetine is? Dat ek my Bybel uit gewoonte uit optel en maar net lees? Dat ek uit gewoonte 'n gebed bid wat altyd maar eintlik dieselfde klink? Maak ek nog erns om my Bybel te lees, te bid en te groei elke dag? En my hoop is dat vanoggend ons deur hierdie studie die waarde weer sal ontdek van die basics. Die belangrikheid, die dringendheid om die basiese toe te pas in ons lewe saam met die Here. En dis hoekom ek dit ook 'n studie noem. En ek wil vir julle sê, toe die Here eers begin
om oop te maak in sy woord, hierdie Psalm, toe raak ek bekommerd. Here, hoe gaan ek alles oordra? Maar daar's altyd 'n woord vir 'n seisoen. En vanmôre glo ek dit wat hier saamgevat is vir die seisoen waar ons as sy kinders vanmôre is. Ek wil begin by vers 1. En vers 1 is die vers wat die Here my weggeslaan het mee. Hy sê, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Nou die King James, die Engelse een, sê hom so. Hy sê, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Nou daar's 3 goed wat ek uit hierdie vers uit wil uitwys. En daar's 'n tipe van regressie, so dis 'n tipe van backwards movement, en dan 'n tipe van progressie, en dan een woord waarop ek wil fokus. Eers praat hy van walk, wandel. Dan praat hy van stand, staan. En dan praat hy van sit. So dis loop, staan en sit. Die tweede ene, wat soos 'n regressie is, eintlik is al twee regressie as ons nou in dit gaan ingaan, is die ungodly, die goddelose, die sinners, die sondaars, en die scornful, die spotters. Die ander woord wat vir scornful gebruik word is the mockers. En dan die derde een waarop ek in hierdie vers wil fokus is juist daai woord. The scornful, the mockers. Nou die eerste ding wat Heilige Gees vir ons wys in hierdie gedeelte is dat die oomblik wat ek my meng met die goddelose, waar ek besig is om te wandel, die volgende ding wat gebeur is ek staan stil. En hy sê, standeth in the way of sinners. En dan sê hy, die derde ding wat gebeur is, ek gaan sit. So eers begin ek net bietjie op 'n wandeling, saam met die kategorie, die goddelose. En daarna staan ek saam met hulle, en ek word sondaars. En daarna sit ek saam met hulle. So ek het van 'n aktiewe posisie beweeg, na 'n passiewe posisie. Ek het van beweging na stagnering gegaan. Loop, staan, sit. En dan dink ek dis vir ons belangrik om dan te verstaan hierdie 3 kategorieë waarvan hier gepraat word. Die goddelose, die sondaars en die spotters. Ek gaan dit vir julle alles saamtrek, bly net by my. Die goddelose is die wat God glad nie herken nie. Hulle herken hom nie as God nie. Hulle herken hom nie as almagtig nie. Hulle weier om sy bestaan te herken. Dis die goddelose. Die sondaars, en hoor my uit, dis die wat nog kans het om te repent. Dis die wat nog kans het om te bekeer. Om te sê, ek gaan nou stop waarmee ek besig is, en ek gaan my terugdraai na die weë van God toe. Dis die sondaars. Die spotters, the scornful, the mockers, dis die wat God ken. Maar hulle is krities en ontevrede teenoor God, God se doelwitte, God se planne, die kinders van God, die bedieninge van God, die kerk van God.
Hulle is ontevrede daarmee en hulle laat dit hoor. Dit wil sê, as kind van God kan ek my opmeet teenoor my beweging, aktief, loop, staan, sit, na passief, en ek kan dit meet aan die mense om my. Is ek aktief besig met God daagliks, met sy plan, met sy doel, met sy wil vir my lewe, want hy sê vir my in Romeine, my will is good and pleasing and perfect. Wie van ons sal nie dit wil hê vir ons lewe nie? God wil dit dan hê vir ons. As ek kyk na my lewe, is ek besig met God se dinge, of is ek besig met wêreldse dinge, om mense tevrede te stel, my ore uit te leen, my hande en voete uit te leen, wat nie koninkrykswerk is nie. Waarmee is ek besig? En hierdie Psalm kom maak dit duidelik wat die regression is wanneer ek nie aktief met God se plan besig is nie. Staan ek dalk stil in my geestelike groei? Oor my sonde? Oor ek sondaars entertain? Maar die Here sê daar's hoop. Want ons is almal sondaars. En hy sê bekeer julle. Laat julle doop. Hy sê ek sal jou paaie gelyk maak, maar jy moet my erken as jou God. Hy sê ek sal alles ten goeie meewerk vir die wat my liefhet, maar jy moet my die eer gee. Daar's hoop. Die Here sê ons kan terugdraai. Hy sê ek ken die weg, vers 6. Ek ken die weg van die geregtigheid, van die geregverdigde. Of sit ek miskien? Ek wil met baie liefde die volgende stelling sê. Ons kan nie sê ons is vredemakers en dan sit en toelaat dat mense net sê en doen wat hulle wil. Want die Here sê, ons moet mekaar dra. Ek kan nie my vriend dra in sy sonde nie. Ek kan nie my vriendin dra in haar sonde nie. Hy sê ek moet die waarheid spreek. As ek nie doen nie, dan is ek soos hierdie sittende mokkers. Al neem ek nie deel nie. Ek sit in die kring van die spotters. En neem ag op daai woord sit. Dis 'n tipe Christen. Hulle is Christene. Hulle is nie aktief nie. Hulle help nie. Hulle stap nie in eenheid met God se doel of saam die liggaam van die doel van Christus nie. Hulle het altyd iets te sê oor alles. Die Here sou nie die woord spotters gebruik het as die mond nie daarin verbonde was nie. Dan kon die Here die woord rebellie gebruik het. Maar hy het nie. Hy sê dis mockers, scornful. Hierdie woord word spesifiek gebruik omdat dit verwys na wat die mond verrig. Wat die tong die woorde vorm en dit kom by die mond uit. En die Here sê dat sulke mense sit in hulle geestelike lewe. Daar's nie groei nie. Daar's nie vooruitgang nie. Dis 'n sittende posisie in jou geestelike wandel. Kan jy sien die agteruitgang wat Heilige Gees kom uitwys? Van in lyn wees met God se doel, na wandel met die goddelose, staan met die sondaars en sit met die spotters. Eers word jy dalk genooi, dalk gelok deur 'n halwe waarheid. Baie grace, ek maak so, hyper grace predikers sê ons kan Sondag soveel as wat ons wil, ons is vergewe. Maar die Here sê, toe hy daai vroutjie by die well ontmoet het, by die put ontmoet het, het hy gesê, gaan en sondig nie meer nie.
En hy het gesê, werk jou saligheid uit. Dit beteken nie ek kan maak en breek soos ek wil, God se genade is groot genoeg nie. Amen, sy genade is groot genoeg. Want daar's hoop, as ek 'n sondaar is, kan ek myself bekeer, kan ek terugdraai na God toe. Maar die Here sê, ons kan nie met sy genade speel nie, want hy's 'n geregverdige God. Amen. 'n regverdige God. As my geestelike lewe stil staan, as ek sit in my geestelike lewe, dan is daar geen vooruitgang nie. Jy kan nie as jy sit, van hier af tot by jou kar kom nie, kan jy? Kan nie. Ek moet fisies opstaan. Ek moet iets doen. Okay, Jan kan sittend. As ek sit in my geestelike lewe, dan raak ek verbitterd. Ek raak rebels. Ek raak onvergenoegd, met ander woorde, ek is met niks tevrede nie, niks is goed genoeg nie, niks is reg nie. En ek dink in hierdie een vers, praat die Here so duidelik met ons vanoggend. En ek kan myself hier aanmeet. Ek kan kyk waar lê ek in hierdie progressie of regressie. Ek kan kyk, hoe lyk my lewe, hoe lyk my geestelike lewe, hoe lyk die mense in my binnekring. Die binnekring is mense wat invloed op jou het. Mense wat invloed in jou hart het. Dis jou binnekring. Hoe lyk hulle lewe? Groei ek nog in my geestelike lewe? Of wandel ek, staan ek, of sit ek? Want groei kom slegs deur God te behaag. Nie my eie begeerlikhede na te volg nie. Dit kom slegs wanneer ek God as die hoogste en enigste grootste gesag in my lewe ag. Wanneer ek sy woord in my lewe uitleef. En dan wil ek stil staan by daai woordjie scornful of mockers. Mag Jesus ons bewaar. Mag hy ons vergewe wanneer ons monde tot hierdie doel gebruik het. Want hoe maklik vorm woorde nie op ons tong nie. Hoe maklik sê ons nie 'n ding nie. Hoe maklik, en ons kan nie praat as die tong nie beweeg nie. Beweeg het so die tong beweeg, ek kan nie die tong beweeg nie. Nee? Julle het nie 'n klou wat ek nou gesê het nie. My mond en my tong is een. Ek kan nie woorde vorm as my tong dit nie ook vorm nie. As my lippe nie saamwerk en die woorde vorm nie. Toe ons nou weg was Durban toe saam met al die pastore, toe sit ons 'n gesels met 'n pastoor en hy het in die 30 jaar se bedieningservaring altyd. So dis vir ons wat jonk is so voorreg om by hierdie pastore te kan sit. En ons kan hulle vrae vra. En hulle antwoord ons. En ek vra 'n vraag aan hom. Ek sê, pastoor, ek glo nie dat enige iemand 'n vloek op my kan sit nie. Ek glo nie iemand kan my vervloek nie. Want die woord van God sê vir my, ek is vrygekoop deur die bloed van die lam. En niks of niemand of woorde kan groter of sterker wees as die bloed van my verlosser nie. Toe vra ek vir my pastoor, hoekom gebeur dinge in ons lewe soos wat dit gebeur? En hy lag eers vir my. Hy lag seker omdat dit eintlik 'n tipiese Christensvraag is, né? Why does bad things happen to good people? En hy deel met my sy openbaring. Hy sê vir my, hy het die oortuiging in sy hart dat baie van wat met ons gebeur is woorde wat ons geuiter het, bewuslik of onbewuslik, want ons het dit krag gegee. En hy herinner my aan die woord wat sê, lewe en dood is in die mag van die tong. Al is dit iets wat ek gesê het toe ek 'n kind was, dit het lewe, dit het krag. Want jy sien, daar's so 'n ding soos natural law en supernatural law. Hierdie is 'n freebie vir julle.
Natural law sê 'n sekere aksie moet 'n daai spesifieke reaksie hê. As ek 'n saadjie of daar's 'n saadjie, hy's in die grond, dit reën, die son skyn, wat gaan gebeur? Hy gaan groei. Dis natural law. Sekere aksie het 'n spesifieke reaksie. Een van die Bybelprinsipels is saai en maai. Dis 'n wet in die geesteskant van dinge. As ek gee, gaan ek ontvang. Dit kan nie anders werk nie. En daar's baie ryk besigheidsmense wat net hierdie prinsipel gebruik. Hulle is nie Christene nie, maar hulle gebruik hierdie prinsipel want dis 'n staande, dis 'n fixed term in God se woord. En so ook is dit wat ons sê 'n vasgestelde prinsipel in die woord van God. Dit wat ek sê kan of lewe bring of dood bring. En ek sit daar en ek dink, joh, Here, dis goed wat ons weet. Dis goed wat ons weet, mense. Dis basics. Maar ons vergeet dit. Ons vergeet om dit te ag en te respekteer in ons lewe. Nou kom ons gaan terug na ons wat tonge het, die prinsipel van lewe of dood. Wat ek sê gaan of lewe veroorsaak in my lewe, of dit gaan dood veroorsaak in my lewe. Dit wat ek kies, sê die woord, dis waarvan ek sal eet. Nou as ons teruggaan na Psalm 1 toe, daai woordjie skonvol. Die Hebreëse woord vir skonvol is loots. En dis 'n werkwoord. En ek gaan nou vir julle lees hierso wat ek sê nou maar, ek kan dit seker die woordeboek van die Bybel noem. Dis 'n leksikon, dis 'n woordeboek van die Bybel. Dit sê, dit beskryf die aktiwiteit van die spotter, iemand wat waarheid en geregtigheid in 'n voorwerp van bespotting verander. Dit beeld verbale minagting uit, maar ook 'n gevestigde houding wat teregwysing weerstaan, gesag ondermyn en rebellie, hoor teenoor wat is die rebellie, né? Rebellie teen die verbondsdoelwitte van God bevorder. Die rebellie teen die verbond wat God met ons gemaak het. Nou daai is 'n groot woord. En omdat ek lief is vir Engels, moet ek partykeer gaan kyk wat beteken Afrikaanse woorde. Nou verbondsdoelwitte verwys na die verlossing van die val van die sonde en die ewige dood. Met ander woorde, dis verlossend van aard. En dit verwys na die versoening van die mensdom met God in 'n vriendskap omvat. Met ander woorde, dit beteken 'n groeiende verhouding met God, gepaard met elke belofte en elke seëning. Skonvol, mockers, spotters werk hierdie verbond teen. Hulle wil hê dit moet val. Partykeer weet mense nie eers hulle is die skonvol nie. Hulle het so gewoontevormend geraak dat hulle dit nie eers besef nie. Maar die Here gee vir ons duidelikheid vanoggend in sy woord. Ons moenie so wees nie. Hy sê jy gaan nie groei as jy so is nie. En Psalm 1 vers 1 begin met daai woord. Hy sê welgeluksalig is die een wat nie so is nie. Die Engels sê blessed is the man. Daai verwys na die mensdom, nie myl nie. So as ek so is, of ek het sulke mense wat invloed in my hart het, in my lewe, mis ek op uit welgeluksaligheid.
Ek mis uit op blessings. Ek mis uit daarop om die geseënde van God te wees. Die waarde wat God my gee, weeg baie swaarder op as om net in te pas by die spotters. Die boodskapper sê, ek like het, hy sê, God hou sommer baie van jou. As jy nie so is nie, dan hou God sommer baie van jou. Is dit nie lekker om so iets te hoor nie? Amen. Dit wat vir my goed is om te groei. Maar hierdie dinge in vers 1 gaan keer dat ek groei. En daar's baie meer wat ek julle kan vertel. Daar's dieper waar ek kan gaan en julle kan sê, wat is dit? Hoe identifiseer ek die spotters? Hoe lyk dit? Hoe tree hulle op? Wat is hulle karakter en daai goed? Maar dis nie wat ek vanmôre op wil fokus nie, want ek wil by die eintlike deel van my woord uitkom, maar om hierdie deel te waardeer, moes jy hierdie vorige deel verstaan. Volgens God se woord, as ek so is, stuur dit af op backsliding. Nou dis 'n lekker Christianese woord daai. Maar dit stuur daarop af, dit stuur op die regressie van my geestelike groei af. En God is nie tevrede daarmee nie. So hier kom ek nou en ek antwoord die eintlike vraag. Hoe groei ons dan geestelik volgens Psalm 1? Wat moet ons doen om geestelik te groei? Want die Here sê, en jy sal groei. Vers 2 sê, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Die wet verwys na al die leringe, al die openbaringe, al die kennis, al die wysheid wat God aan ons kom gee in sy woord. Hy sê, wanneer ons sy woord, nie ons woord nie, nie ons oortuigings nie, nie ons openbarings nie, syne. Wanneer ons sy woord behou, wanneer ons dit oordink dag en nag, dan sal ons groei. Dan sal ons groei. Nou toe ek geswat het, ek en pastoor het altyd by dieselfde college geswat. Toe het een van ons lektore my 'n ding geleer, want ons het 'n gedeelte van hierdie skrif van to meditate on his word day and night. En hy vertel toe ons hoe doen hy dit. En ek dog toe, yes, dis daarom maar regtig oulik. Hy sê hy lees 'n gedeelte uit die woord uit. En dan 'n vers wat hom fascineer. Vat hy en hy skryf hom op 'n klein papiertjie neer. En hy dra hierdie papiertjie die hele dag by hom in sy sak. En elke kort as hy, dan dink hy daaraan die hele dag. Elke kort as hy ietsie vergeet het, dan lees hy gou weer en hy sit hom terug in sy sak. En hy sê dan die aand wanneer hy by die huis kom nou, na al sy dag se verrigtinge en hy moet nou sy dag afsluit en hy wil sy gebedstyd saam met die Here hê, dan skryf hy neer wat die Here alles aan hom openbaar het in hierdie skrifgedeelte. So hy die hele dag daai vers oordink. Hy het die hele dag gesit en mediteer op hierdie vers wat hy nou vir hom uitgestaan het, wat vir hom gefascineer het. En dit is so prakties. Dit is so eenvoudig. Wat gaan ons keer om dit te doen? Om dit wat ons lees, een wat uitstaan, neer te skryf, en soos wat ons deur die dag gaan, dink ons daaraan. Ek dink baie van ons onnodige gedagtes gaan bietjie hol gesit word. Amen. Oordink God se woord dag en nag, dis hoe ons gaan groei. Dan vers 3 sê hy, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Alles wat hy doen. Dit sê vir my, ons moet onsself plant in gehoorsaamheid aan God.
As ons onsself plant in gehoorsaamheid aan God se woord, aan God se standaarde, aan God se prinsipels, alles, as ons hierdie eet, daagliks, en dan in gehoorsaamheid dit uitvoer, dan sê die woord sal ons vrug dra. Het jy al gedink aan 'n vrugteboom? Dra die boom vrugte vir homself? Vir wie dra hy vrugte? Vir almal om hom. Wanneer ons in gehoorsaamheid aan God se woord gaan begin leef, gaan ons vrug dra wat ander mense voordeel uit gaan pluk. Dit gaan 'n positiewe, 'n goeie, 'n groeiende impak in hulle lewe hê. In ons eie lewe. En ek love hierdie, hy sê ook, as jy jouself plant in die gehoorsaamheid, vrugte gee, die blare sal nie verwelk nie. Kom ons gaan gou terug na natural law toe. Wat is natural law? Boom groei, herfs kom, blare val af, winter, boom is leeg, lente, hy begin bot, somer, hy's vol blare. Dis natural law. Wat vir my sê, wanneer ek in gehoorsaamheid geplant is in God, dan sal my boom nie eers sy blare verloor nie. Dis 'n supernatural law van God wat hier in werking is. Met ander woorde, ek sal kan vrug dra in elke seisoen. Of dit 'n goeie seisoen vir my is, of dit 'n moeilike seisoen vir my is, of dit 'n slegte seisoen is, of dit 'n maklike seisoen is. Die Here sê, wanneer ek in gehoorsaamheid aan sy woord wandel, sal ek groei en ek sal vrug dra en ek sal 'n groeiende impak in die mense om my hê. Amen. Daar's 'n gesegde wat sê, when God made me, he had you in mind. Toe God jou gemaak het, het hy hierdie mense om jou in gedagte gehad. Want ons is gemaak tot sy eer, nie ons eie eer nie. En dan die volgende een, hoe ons kan groei, vers 4. So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi, vers 5. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. As jy wil groei, moet jy eerlik wees met jouself. Dis die moeilike deel. Daar's niemand wat jou beter kan manipuleer as jy self nie. Daar's niemand wat vir jou beter kan jok as jy self nie. As ons wil groei geestelik, moet ons eerlik wees met onsself. Ons moet met eerlike oë na onsself kyk. En ons moet met eerlike oë oordeel oor watse mense het invloed in my lewe, sodat ek gehoorsaam aan die woord van God sal wees en nie soos die kaf deur die wind weggegooi sal word nie. Die Hebreëse woord hier vir wind is ruach. En ek seker baie van ons het al gehoor ruach praat van die wind van die gees van God. Die wind van die gees van God en die oordeelswind is wat die woordeboek vir my gesê het. Die verklarende woordeboek van die Bybel. Die Here sê dis duidelik hier. As ons nie kan eerlik wees met onsself nie, as ons nie na ons eie lewens en ons eie harte met eerlikheid kan kyk nie, dan gaan die gees van God waai en hy gaan soos wat die kaf van die koring geskei word, weggewaai word. Vir interessantheid, hulle het in die Bybelse tyd om dit te skei, het hulle gewag tot die nagwind kom. Dan het hulle die vurk gevat en die koring opgegooi en alles wat kaf was, alles wat nie suiwer koring was nie, het saam met die wind weggewaai en die suiwer koring het weer grond toe geval. Dis wat daai gedeelte beteken. Dis wat die Here sê hy met die goddelose gaan doen. Ons het nodig om eerlik te wees met onsself. En dan die laaste een waarmee ek afsluit vanmôre, vers 6. Want die Here ken die weg van die regverdiges,
maar die weg van die goddelose sal vergaan. Die beste padkaart vir my en jou lewe is God se padkaart. Hierdie is die kompas. Die Bybel, die woord van God, is die kompas vir jou padkaart. God het die padkaart. En ons weg is bekend by hom. Al is dit nie noodwendig ten volle by ons bekend nie. Dis oukei. Ons kan hom vertrou. Hy's 'n getroue God. Hy gaan nie sommer net skielik nou verander in 'n wreedaard nie. Hy sê vandag, môre, altyd dieselfde. Hy's altyd dieselfde. Partykeer gaan die Here vir ons net die eerste tree bekend maak. En om te groei, moet ons gehoorsaam wees. Soos wat ons nou net oor gesels het. As jy 'n sekere adres in die GPS insit, dan vertrou jy mos daai GPS gaan vir jou op die regte pad vat. Amen. Nou as ons 'n GPS kan vertrou, hoekom kan ons God nie vertrou met ons padkaart nie? God ken die pad. Maar hy sê ook, hy waarsku, die wat nie volg nie, sal vergaan. Die Here gee ons geregverdigde kansse, kinders van God. Hy's regverdig. Ons hoor vanmôre wat die waarheid is. Amen. Ek sluit af. En ek sluit af met Psalm 1 in die Amplified weergawe. En ek glo wanneer ons hom lees nou, en ek gaan hom rustig lees, dat jy 'n oomblik kan hê om te verstaan, te kan dink. Dan gaan ons kan weet, wat is dit om te regress, en wat is dit om te groei, tot die volheid wat God ons gemaak het. Hy sê, blessed, wat beteken fortunate, prosperous, and favored by God. Favored by God is the man who does not walk in the counsel of the wicked, following their advice and example. When we don't follow the advice and the example of the wicked, we will be favored by God. Amen. Come on. We will be favored by God. Vers 2. Nee, skus, hy gaan aan. Nor stand in the path of sinners, nor sit down to rest in the seat of scoffers and ridiculers. Skus. Vers 2. But his delight, my delight, is in the law of the Lord. And on his law, his precepts and teaching, he habitually, so gewoonte vormend, he habitually meditates, oordink, dag en nag, day and night. And he will be like a tree firmly planted. Firmly planted. Goeie wortels, goeie grond, gesonde boom, firmly planted, and fed by streams of water, which yields its fruit in its season. Its leaf does not wither. Ek gaan nie deur die winterseisoen waar die blare afval nie. And whatever he does, he prospers, and he's die crux, and comes to maturity. Ons groei om geestelik volwasse te wees. Paulus sê, ons moet van die melk af oorgaan na die vaste spys. Hier's die antwoord.
Dis hoe ons te doen. Wanneer ons hierdie Psalm uitvoer in ons lewe. Wanneer ons God gaan volg, wanneer ons eerlik gaan wees met onsself, wanneer ons vrug in gehoorsaamheid gaan dra, wanneer ons God se woord oordink dag en nag, en wanneer ons hom oordink, moet ons dink, hoe gaan ek dit prakties uitleef in my lewe? Wanneer ons dit doen, sê die Here, He prospers and comes to maturity. The wicked, those who live in disobedience to God's word, to God's law, are not so. But they are like chaff. Hoor wat is chaff? Worthless and without substance. Klink vir my baie soos 'n ja-broer. They are like chaff, worthless and without substance, which the wind blows away. Blows away. Therefore, the wicked will not stand unpunished in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord knows and fully approves the way of the righteous. Wanneer ons 'n kind van God is, ken hy en hy approve. Stamp of approval. Amen. But the way of the wicked shall perish. Ons sal groei wanneer ons hierdie waarhede toepas in ons lewe. Maar as ons bekommerd voel, waar staan ons in hierdie geestelike groei? Dan kan ons vers 1 gebruik om te meet, om eerlik te wees met onsself. Staan ek? Loop ek? Sit ek? Is ek skoonvoel? En die Here sê daar's hoop, ek kan bekeer. Dan bekeer ek. En ek leef hierdie principles in vers 3 tot 6, vers 2 tot 6, sodat ek geestelik sal groei, sodat ek wel geluksalig sal wees. Fortunate, prosperous and favored by God. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg om vanoggend in u woord te kon wees, Here. En Here, daar's soveel waarheid wat ons vanoggend kon hoor. Maar Heilige Gees, ek weet u ken u kinders en u weet watter een van hierdie waarhede het nodig om deurdink te word in elke een van u kinders vanmôre, Here. En daarom vra ek, Here, dat daai waarhede vanmôre in hulle harte sal vassteek, in hulle gedagtes sal vasbrand, Here. In my eie lewe, Here, dat u my die oortuiging van my hart sal kom verander, Here, waar dit nie in lyn is met enige deel van die woord wat ons vanoggend bestudeer het, Here. Want Here, u woord sê, it goes out and it sets out to accomplish what it has been sent for. It does not return void. En Here, daarom weet ek ook vanmôre hierdie woord sal die suiweringswerk verrig wat u dit voorgestuur het, Here. Maar ons kom kies vanoggend om ons oop te stel aan u werk. En ons kies 'n bietjie om self die skof neer te sit en by u te gaan sit, Here, en te gaan oordink, Here. Dat ons u woord dag en nag sal oordink. Dat ons in gehoorsaamheid die woord sal toepas en sal vrug dra, Here. Dat ons eerlik sal wees met onsself, ons foute, ons tekortkominge, Here. En laat ons dit sal verander wat nodig is, Here. En dat ons u sal volg tot die dag wat Christus in die wolke kom om ons terug te vat, Here. Of ons te kom haal, Here. Daarom vra ek, Heilige Gees, dat u die naprediker van hierdie studie sal wees in ons harte vanmôre. En Here, dat u ons sal lei, Here, dat ons
firmly planted sal wees by streams of water that feeds us, sodat ons sal vrug dra, en dat ons blare nie sal verwelk nie, Here. Vra Here dat U ons die krag sal gee, die geduld sal gee, om elke een van hierdie groeiwaardes toe te pas, Here. U sê, stryd die goeie stryd, moenie opgee nie. Want op 'n bepaalde tyd, sê hierdie Psalm, sal ons die vrug dra. Help ons dan om te verhard, Here, asseblief. Ons kan dit nie self doen nie. Ons eer U as God vanoggend, ons loof U, ons prys U, ons aanbid U, ons dank U vir wie U is, Here, dat U almagtig is, dat U groot is, dat U heilig is, dat U geneesheer is, dat U voorsiening is, Here. Maar ek wil vanmôre baie dankie sê, dat ons 'n persoonlike verhouding met U kan hê as ons God, Here. En Here, my begeerte is dat elkeen van ons sal groei in ons persoonlike verhouding met U, Here. Dat ons nie sal loop, staan en sit nie, maar dat ons sal groei, Here. Here, ek vra dat U elkeen sal seën vanoggend in die week wat voorlê, Here. Seën ook so vanaand se woordskool waar ons oor die eindtyd en die openbaring gaan gesels in hierdie reeks wat voorlê, Here. Seën die een wat die woord ook bring, Here, dat U geëer sal word in alles wat ons doen. In Jesus naam. Amen. Halleluja.